Baie welkom by The Secret Place reeks. Ons begin dan by week 1 en die tema is die geheim om ja te sê vir die groot uitnodiging. En soos wat ek in die voorwoord gesê het, hou aan om jou woord te lees, hou aan om jou Bybelstudie te doen. Hierdie is maar net om ons dieper te vat vir aanvulling. En as jy kan, wil jy nie op die oomblik jou oë sluit nie. En verbeel jy vir 'n oomblik, jy sit iewerste op 'n stil plek voor 'n kaggel. Die deur is toe. Jy's alleen. Jy sit gemaklik opgekrul met die Bybel, die woord van God, op jou skoot. En dan raak jy bewus van Jesus wat hier by jou staan. En die Heilige Gees wat besig is om jou hart so saggies uit te spoel. En op hierdie oomblik ontwaak daar 'n diep liefde, soos wat jy mediteer oor die woord wat by Jesus se mond self uitkom. Jou gees word verlig en aangesteek met die vuur van die Heilige Gees. En in hierdie proses word jou gedagtes nuut gemaak. Jy hoor Jesus praat met 'n taal van intieme vriendskap. En dan sê hy vir jou die volgende in Psalm 91 vers 1 tot 2. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skadu van die Almagtige. Ek sal sê tot die Here, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Dalk wil jy vandag, soos ek, sekere kleur vir jou kies. Jy wil dalk die skrifgedeelte highlight. Jy wil dalk daar vandag se datum byskryf. Ek het sommer blou gevat en ek het by elke skrifgedeelte van die Secret Place wat ons in hierdie 52 weke gaan behandel, het ek SP geskryf vir Secret Place en dit omkring. So en ek kan jou net weer verseker vanoggend dat elke woord in die Bybel is die waarheid, is Heilige Gees geïnspireerd. En dis hy selfe Heilige Gees wat ons vra dat wanneer ons die woord van God lees, dat hy het vir ons kom lewend maak, dat dit nie net 'n letter op papier is nie, maar dat daai woord sal kom gestalte vind binne in ons siel, binne in ons hart, binne in ons gedagte. So as hy sê, ek is die Allerhoogste, en dan is daar skuilplek vir jou by my, en ek is jou toevlug en jou bergvesting, vir my kan jy vertrou, dan is dit so. Die vyand kom met so baie leuns oor God wat daar ver is. God hoor my nie. Die beloftes in die woord is vir ander mense, is nie vir my nie. En dan weet ons mos dat God is nie 'n aannemer van persoon nie.
Hy het elkeen van ons onvoorwaardelik lief. So kom ons mediteer net gou so 'n bietjie op Psalm 23. Het sê daarso, die Here is my herder, niks sal aan my ontbreek nie. Ek vra jou vanoggend om eerlik met jouself te wees. Waar sien jy hom wat die herder is? Sien jy hom daar ver in die veld? Hoor jy hom net deur aan die kant? Hoor ek die skape se geluide? Sien jy hoe jy met jou kop op sy skoot lê? Hoe ver is hy vir jou? Sien jy dat hy jou na groen weivelde toe wil lei? Wat die woord sê so, daar waar ons rus kry? Of is hy glad nie eens in sig nie? Ek vra vir jou, want Psalm 23 sê, die Here is my herder, so niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Want dit is mos die plek waar my siel verkoop word. Want hy lei my op die spore van geregtigheid, met ander woorde, hy leer my. Tussen reg en verkeerd, om sy naam ontwil. En dan sê dit, daar sal gaan ek ook deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf vertroos my. En wanneer ons in hy secret place begin inbeweeg en in dit inbly en dit 'n daaglikse plek maak wat ons van daar uit funksioneer, dan sal ons begin agterkom in die vriendskapsverhouding, hy liefdesverhouding wat ons ingroei. Dat al gaan ek in 'n plek van doodskade weer, geen onheil ek sal geen onheil vrees nie, want ek weet wie God is vir my, en ek weet dat hy by my is, soos wat hy elke keer wanneer ek in die secret place is, my hart kom uitspoel met die woord, my gedagtes kom verander, daai verhouding tussen my en hom versterk. Sê hierso vers 5, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. En dan kom U en U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Hoor jy daai intimiteit, daai vriendskap, daai vertrouverhouding? Sê daarso, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek het vir jou 'n liedjie, tema lied is U is my God, op wie ek vertrou, van Retief Burger en Rihanna Nel. Ek wil graag as jy klaar is met, as ek klaar die gebed goed gaan luister die liedjie. En dat ek vir jou daai agtergrondmusiek, het ek ook vir jou so 'n link gestuur. Ek gesê dit help my baie as ek daai agtergrondmusiek baie saggies aansit en ek begin die woord te lees en dit begin om die Here toe te laat dat my hart uitspoel met dit. So wil jy nie vandag ook saam met my intentioneel sommer net weer opnuut kies hier, sê Here, ek maak vandag die besluit om in my daaglikse program tyd te maak vir U, om te hoor wat is dit wat U vir my wil sê. Want ons is so baie keer besig met daai microwave. Vanoggend staan ek gou vinnig op en voordat ek gaan stort, as ek gou besig om ietsie te lees en ek bid net gou vinnig en ek sê gou my grocery lysie, bid ek gou so vinnig deur. So Here, ek kom en ek maak vandag intentioneel daai keuse om van vandag af stil te word, elke dag.
by U. Maar van vandag af is U eerste weer my skuilplek. My God op wie ek vertrou, my bergvesting, my toevlug. Dalk is jy daar. As jy daar is, die Here wil vir jou nog dieper vat. En as jy nie daar is nie, die Here wag vir jou. Here, help my asseblief om die geraas van daar buite en al die stemme stil te maak. Want ek wil meer van U leer. Ek wil stil raak en ek wil U tyd gee. Meer as nie daai vinnige gebede aframmel. Ek wil U tyd gee dat U regtig intentioneel met my praat, diep met my praat. Dankie Here dat U nie opgee op my nie. En dankie Here dat ek by U kan skuil en vernag in die skadu's van U wat die Allerhoogste is. Here, vergewe my asseblief vir elke keer wat U met my wou praat, maar ek te besig is of was. Dankie Here dat U my toevlug is in my bergvesting. Die God op wie ek vertrou. Amen. Ek praat dan volgende week met jou oor die deur wat jy agter jou moet toemaak. Baie seën vir die week. En maak intentioneel elke dag daai besluit om te gaan sit in daai skuilplek, die secret place, en laat hom toe om jou hart uit te spoel met sy woord. Seën vir jou.